In die vorige 2 lesse het ons nou gekyk na verhouding en koers en ons het geleer wat is verhouding? Dit is wanneer ons 2 gelyksoortige goed met mekaar vergelyk. En koers het ons geleer is wanneer ons 2 verskillende soorte goed met mekaar vergelyk, byvoorbeeld afstand en tyd. Nou het dit tyd geword dat ons kyk wat is direkte verhouding of eweredigheid. Nou wat is direkte verhouding of eweredigheid? X en Y is direk eweredig wanneer die waarde van X vermeerder of verminder in dieselfde verhouding as wat Y vermeerder of verminder. Met ander woorde, as een veranderlike verdubbel, sal die ander veranderlike ook verdubbel, of as een veranderlike 3 keer verminder, sal die ander veranderlike ook 3 keer verminder. As ons bietjie kyk na voorbeelde, dan kan ons op 'n paar maniere dink aan voorbeelde. Die eerste voorbeeldjie waarna ons kan kyk is byvoorbeeld as ek nou 90 km in 1 uur ry, hoe lank sal dit my vat om 180 km te ry? Nou 90 het verdubbel, met ander woorde my ure gaan ook moet verdubbel, so ek gaan 180 km in 2 ure ry. Hoe lank sal dit my vat om 270 km te ry? 270 km kan jy nou sien is 3 keer 90 km. Met ander woorde, ek moet 3 keer langer daaraan ry, so ek gaan 3 ure aan 270 km ry. Dit is dus belangrik om te sien hoe verder ek ry, hoe langer neem dit my. Ons kan hierdie ure gery en die aantal kilometers wat ons gery het ook in 'n tabel voorstel. As ons kyk na ons tabelletjie, dan sien ons X is ons ure gery en dit is 1, 2, 3 en 4 en Y is ons kilometers wat ons afgelê het in daai ure. Wat baie belangrik is, wat ek wil hê jy moet mooi raak sien. As jy kyk na X gedeel deur Y, dan kan ons sien dit is 1 op 90. 1 op 90 kan jy sien is dieselfde verhouding as 2 tot 180. Is ook dieselfde verhouding as 3 tot 270 en is ook dieselfde verhouding as 4 tot 360. As jy weer kyk na die verhouding van Y tot X, dan kan ons sê dit is 90 tot 1, wat gelyk is aan 180 op 2. Met ander woorde, jy kan mooi sien, my verhoudings bly konstant. En die manier wat die een vermeerder die ander ene. Hulle vermeerder in dieselfde verhouding. As ons dus byvoorbeeld kyk na Y op X, wat ons kan sê is 90 op 1, dan kan ons sê dat hierdie 90 is 'n positiewe konstante verhouding. Dit is baie belangrik. Ons kan dus sê as 2 veranderlikes, met ander woorde as X en Y direk eweredig is, dan is Y gedeel deur X of X gedeel deur Y 'n konstante verhouding. Ons praat van hierdie konstante verhouding ook as ons eweredigheidskonstante. Ons kan hierdie inligting nou ook op 'n sketsie, op 'n grafiekie voorstel. Onthou, julle het in graad 8 nou ook al met grafieke kennis gemaak. Ons kan ons ure op ons X-as sit en ons afstand in kilometer wat ons ry op ons Y-as. Met ander woorde, as ons nou gaan sê ons ry in 1 uur ry ons 90 km. In 2 ure ry ons 180 km. In 3 ure ry ons 270 km.
En omdat hulle direk eweredig is, kan ek sê in 4 ure ry ek 360 km. Wat baie belangrik is dat julle nou mooi sal sien, baie belangrik, as X en Y direk eweredig is die grafiek waarmee ons die eweredigheid kan voorstel 'n reguit lyn. Kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. 1 sjokolade kos R5. Met ander woorde, ek kan sê 3 sjokolades. Hoeveel gaan 3 sjokolades kos? As 1 sjokolade my R5 kos, dis reg. Dan gaan 3 sjokolades my 3 keer R5 kos en dit is 'n totaal van R15. Nou hoeveel sal 10 sjokolades my kos? Tien sjokolades gaan my mos 10 keer R5 kos en dit is R50. Met ander woorde, hoe meer sjokolades ek gaan koop, hoe duurder gaan ek betaal. As ek nou weer kyk na my sjokolades wat ek gekoop het, kan ons dit nou weer in 'n tabelletjie voorstel. So as ons hierdie aantal sjokolades in 'n tabelletjie voorstel, dan is my aantal sjokolades 1, 2, 3, 4. Die tabelletjie kan nog verder uitgebrei word ook, maar ek voltooi net tot by 4. Ons het gesê 1 sjokolade kos R5, so 3 sjokolades kos R15. 2 sjokolades gaan met ander woorde R10 kos en 4 sjokolades gaan met ander woorde R20 kos. So, as ons dit nou so verder vat, dan kan ons nou sien, as ek kyk na Y op X, dan gaan ek kry dit is 5 op 1. 5 op 1 is presies dieselfde as 10 gedeel deur 2. Dit is presies dieselfde as 15 gedeel deur 3. Dit is presies dieselfde as 20 gedeel deur 4. En dit is almal 'n antwoord van 5. Met ander woorde, hulle is almal ekwivalente verhoudings en hierdie 5 kan ons sê is ons eweredigheidskonstante. Ons kan van dit praat as ons eweredigheidskonstante of ons kan ook praat van dit as ons konstante verhouding. Ons kan hierdie gegevens ook nou weer op 'n grafiek uitbeeld. As ons hierdie gegevens ook nou weer op 'n grafiekie uitbeeld, dan kan ons sien ons x-as is ons aantal sjokolades wat ons gaan koop. En ons y-as is die prys wat dit ons kos per sjokolade. Of die koste wat ons gaan hê as ons die aantal sjokolades koop. Goed, as ons kyk na ons eerste enetjie, dan gaan ons sien, as ons 1 sjokolade koop, dan is ons prys R5. As ons 2 sjokolades koop, is ons prys R10. As ons 3 sjokolades koop, is ons prys R15. En as ons 4 sjokolades koop, dan is ons prys R20. Wat jy weer eens kan oplet, omdat hulle direk eweredig is, het ons 'n reguit lyn grafiek. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. As ek sê 10 potlode kos R30, hoeveel gaan 20 potlode my kos? Soos wat ek meer potlode koop, so gaan my prys ook duurder raak. Met ander woorde, ek koop 2 keer soveel potlode, met ander woorde,
My koste gaan 2 keer soveel wees, so dit is R60. As ek 30 potlode koop, dan het ek mos nou 3 keer soveel potlode gekoop, so 30 potlode gaan 3 keer R30 kos is R90. En so kan ek met hierdie direkte eweredigheid volhou. Ons kan hierdie direkte eweredigheid nou weer in 'n tabelletjie voorstel. As ons hierdie gegevens nou weer in 'n tabelletjie voorstel, dan kan ons sien ons aantal potlode X is 10, 20, 30, 40 ensovoorts. 10 potlode gaan R30 kos, 20 kos R60, 30 kos R90 en 40 potlode gaan R120 kos. As jy nou weer mooi kyk, gaan jy sien Y op X is 30 op 10 is gelyk aan 60 op 20, so dis ekwivalente verhoudings, is 90 op 30, dit is 120 op 40. Of jy kan ook mos nou mooi kyk na die verhouding van X op Y. X op Y is 10 op 30, wat gelyk is aan 20 op 60, wat gelyk is aan 30 op 90 en wat ekwivalent is aan 40 op 120. Wanneer ons het Y tot X, het ons dat dit gelyk is aan 'n konstante verhouding van 3. As ons het X op Y, het ons dit is 'n konstante verhouding van 'n derde. En nou moet julle onthou, daai is albei, noem ons eweredigheidskonstante, of ons praat van ons konstante verhouding. Ons gaan weer eens hierdie tabelletjie in 'n grafiek voorstel. As ons kyk na hierdie tabelletjie, kan ons weer eens hier op die X-as ons aantal potlode sit. En hier op ons Y-assie kan ons prys sit, of ons koste. As ek nou hierdie op ons grafiekie gaan voorstel, dan sien ek 10 potlode kos my R30. So by 10 en 30 kom my kolletjie. 20 potlode kos my R60. So by 20 en 60 kom my volgende ene. 30 potlode kos my R90. So by 30 en 90 kom my volgende kolletjie. 40 potlode gaan my R120 kos. Met ander woorde, 40 potlode kan ek my merkie daar sit. En weer eens, as ek nou al hierdie datapunte van my gaan verbind, dan kan ek sien dat dit 'n reguit lyn grafiek vorm. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeldvraagie. As die vraag byvoorbeeld vir my sê, dit vat my 15 minute om 90 boekies vas te kram, hoeveel boekies kan jy vaskram in 20 minute? Dan beteken dit mos, ek hoort dieselfde tempo te handhaaf, met ander woorde, hoe meer tyd ek nog boekies kram, hoe meer boekies gaan ek vaskram. So, as ek kyk na my aantal boekies is my X, die tyd wat dit my vat om die aantal boekies vas te kram, dan kan ek sê, dit vat my 15 minute om 90 boekies vas te kram. Nou wil hulle weet, hoe lank sal dit my vat, as ek 20 minute het om boekies vas te kram. As julle nou mooi kyk, is my aantal boekies nou my onbekende. Met ander woorde,
X is die enetjie waaroor ek wonder. So, ek gebruik altyd in hierdie gevalle, wanneer ek my onbekende enetjie moet uitwerk, gebruik ek my verhouding, waarin my onbekende elke keer in my teller is. Met ander woorde, ek gaan sê my verhouding is X op Y. X op Y is 90 op 15. 90 op 15 moet gelyk wees aan die X wat ek moet uitwerk op 20. Met ander woorde, my verhouding moet nou direk eweredig wees. So, as ek het 90 op 15, moet dit gelyk wees aan X op 20. Om X nou alleen te kry, moet ek nou die algebra gaan doen. So, ek gaan aan hierdie kant maal met 20 op 1, want dan kan hierdie 2 uitkanselleer. Maar onthou, wat ek regs doen, moet ek links doen. So, ek moet links ook maal met 20 op 1. As ek nou links gemaal het met 20 op 1, dan kry ek, dit is 1800 op 15 is my aantal boekies. 1800 gedeel deur 15 gee vir my 'n antwoord van 120. Ek kan sê daarom is my aantal boekies wat ek in 20 minute gaan vaskram is 120 boekies. Ons laaste voorbeeldjie voordat ons met ons huiswerk kan begin, is die tabel toon die prys van eiers. Bereken die waardes van A en B. Nou onthou, dit is ook, hoe meer eiers ek koop, hoe duurder gaan dit word. Met ander woorde, dit is 'n direkte eweredigheid. As ek nou hier kyk na waar A is, dan sien ek A is my aantal eiers. Met ander woorde, ek sal die verhouding gebruik van 3 op 15 moet gelyk wees aan A op 45. Ek gebruik die verhoudingkie waar A in my teller is. Jy kan die ander verhoudings ook gebruik. Ek gaan vir jou die som so doen, dan kan jy sien dat jy dit so ook kan gebruik. As ek nou kyk na hierdie verhouding, dan wil ek nou vir A oplos. Met ander woorde, ek gaan maal met 45 op 1 aan die kant, want dan kan hierdie 2 uitkanselleer. Wat ek regs doen, moet ek links doen. As jy nou hierdie sommetjie vereenvoudig, dan gaan jy uit dit uit kan oplos dat A gelyk is aan 9. As ek die ander verhouding gebruik het, dan gaan ek het 15 op 3 is gelyk aan 45 op A. Nou kan ons oor kruis gaan vermenigvuldig om A te bepaal. Met ander woorde, jy kan gaan sê 3 maal 45, 3 maal 45 moet gelyk wees aan 15 maal A. So 135 is gelyk 835 is gelyk aan 15A. Maar nou moet ons nog vir A alleen kry, so dit beteken ons moet hier deel deur 15, wat ons regs doen, moet ons links doen. 135 gedeel deur 15 gee vir my ook 'n antwoord van 9. Dis net 'n klein bietjie langer pad. Dit is hoekom ek sommer altyd die verhouding kies waar my onbekende in my teller is. Goed, die volgende vraagie het hulle vir my gevra, ek moet die waarde van B ook bereken.
Met ander woorde, ek gaan nou weer kyk na my verhouding waar B in my teller is. So as ek B moet bereken, gaan ek sê 15 gedeel deur 3 is gelyk aan my B wat my onbekende is, gedeel deur 15. As ek nou B alleen wil hê, dan gaan ek met die 15 moet vermenigvuldig, wat ek regs doen, moet ek links doen. As ek dus nou hierdie verhouding vereenvoudig, dan kry ek B het 'n antwoord van 75. Nou is dit tyd dat jy jou huiswerkies doen om al hierdie inligting wat jy vandag gekry het mooi vas te lê. Geniet jou huiswerk.